Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met 'n kunstenaar wat 'n nuwe liedjie uitgebring het getiteld Vertrou. Dit is nogal 'n merkwaardige storie agter die liedjie, maar hier is hy, Morney. Goeiemôre Morney. Goeiemôre julle. Lekker om jy by ons te hê. Baie lekker om hier te wees. Morney, ons begin maar by die musikale reis van die begin af. Waar het hierdie musikale reis vir jou begin? Ag, kyk, ek het in kerk groot geword, so ouens op verhoog het my geïnspireer en is maar waar die passie gebore is. So Waar het jy die eerste keer deelgeneem? yes, ek dink ek was 16 toe ek eerste keer op verhoog gaan en gesing en toe besef ek dis my passie en dis waarvoor ek gebore is om te doen. So, En hoe het dit gegaan van die sing af? Is die instrumente gekom na die tyd? ja, dan na die tyd gekom want al my vriende het gespeel en toe sê ek wil dit raai en toe van daar af toe het ek begin speel, myself geleer en en toe gaan ek van daar af aan. Interessant genoeg, ek lees, jy sê een van jou grootste uitdagings was selfvertroue. Selfvertroue om eintlik hierdie te kan doen. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ja, kyk, in my kop is ek nie altyd die beste musikant as en al my vriende nie, want hulle almal is amazing. En ja, toe het ek nooit geglo myself om dit te kan doen nie, maar dit is iets wat gekom met my tyd om my selfvertroue op te bou. En weet jy wat, ek so bly jy praat oop en eerlik daaroor, want ek dink baie mense sukkel eintlik daarmee. Ja. Baie mense het soveel eintlik self-doubt wat jy dink, ek is eintlik nie goed genoeg nie of die persoon langs my is beter in dit of dat. Wat daarvan is hulle agterkom ek is nie so goed soos hulle nie. Presies. En dis presies dit. En ek dink dit is my regtig wonderlik om te hoor jy praat daaroor, want ek dink dis iets wat almal deurgaan. Almal is op 'n stadium soos in maar wat as? Eerder om net te fokus hoe maar nie ek hoef my nie self te vergelyk nie of nie as ek nie, maar eintlik wat ek het is klaar goed genoeg, ek moet dit net gebruik. Presies. Ja. Sure. Ja. Hoekom maak jy musiek? Wat is jou inspirasie om musiek te maak? Ag, ek dink dit is omdat ek in kerk groot geword het en in 'n goeie huis. Ek dink dit is om mense te motiveer om positief te wees en te vertrou en te glo. Omdat ek dit doen vir die koninkryk. Dit is maar my passie om dit so te doen en ja. En jou liedjie Vertrou, dit slaan al die regte note, moet ek vir jou sê. Dis 'n diep liedjie. Vertel ons van die inspirasie agter die liedjie. Ja, so ek het seker so 3 jaar terug begin met die liedjie skryf oor die wonderwerke wat die Here gedoen het van Dawid, die see wat oopgegaan het vir Moses, op die water loop, al daai dinge, dit is sulke mooi verhale, nie net stories nie, maar as 'n werklikheid gewees en toe begin skryf en in die laaste paar maande my ma's gediagnoseer met kankers, stage 4 so ruk terug. En van daar af toe besef ek dit is nie net stories in die Bybel nie, partykeer moet ons terugveg teen die vyand en as jy na die liedjie gaan luister, ek's bietjie kwaad in die liedjie, as jy gaan hoor hoe hard ek skree in die liedjie. Wat menslik is. Maar ek sê kwaad vir die Here nie, ek's kwaad vir die vyand, ek's kwaad vir die omstandighede waar mense deurgaan en jy besef ek hoeveel mense gaan deur dit. My ma het 2 beste vriendinne verloor teen kanker die laaste jaar. En kom dit uit 'n plek uit van oorwinning om te sê genoeg is genoeg. Kom ons fight terug. Kom ons doen die moontlike en God doen die onmoontlike. Kom ons vat daai stap om op die water te loop soveel as wat ons kan. Kom ons vertrou net elke dag op die Here as ons opstaan positief te wees ten spyte omstandighede. So dit is waar die liedjie uitkom. Dis 'n baie persoonlike liedjie. Is dit moeilik vir jou gewees om die eerste keer die liedjie te sing? Verskriklik in studio. Ek het vir die vriend van my Tersius gesê, ek mag dalk huil terwyl ek hierdie sing. Ek mag dalk baie kwaad raak in die studio. En ek het kwaad geraak. Ek het gefight in daai studio. Gefight teen die vyand, gefight teen die omstandighede en gesing terwyl ek dit glo. Nie net gesing omdat ek wil sing nie, maar dit was uit die hart uit. Dis 'n harde les wat jy aanspreek, want ek dink dit is maklik en ons almal doen dit waar ons sê ons glo en ons vertrou wanneer dit goed gaan want dit maklik is, maar daar waar die tekkie die teer tref en dinge altyd nie so maklik gaan nie, gaan jy dan nog steeds jou haleluja sing en dis eintlik waar dit gaan. Ja, dis presies dit. Hoe gaan dit met jou ma? Dit gaan goed, dis op en af. Sy is besig met chemo. Dis juist sy wat ook in die musiekvideo is. Dis my ma, wat gegaan het vir chemo, so sy is nog besig met dit. Maar dit gaan goed. Ons vertrou en ons sing in oorwinning en ons vat elke dag soos hy kom. Wat is haar terugvoer oor die liedjie? Ek het vir die eerste keer speel in die musiekvideo en dit was in trane, dit was in my kar.
So dis 'n baie spesiale oomblik vir haar. Sy het altyd gesê, "Ja, jy moet eendag vir my 'n liedjie skryf." En hier het gekom op so 'n manier. So dis baie spesiaal. Jy praat dus as jy moet eendag vir haar liedjie skryf, maar Ja. vir wie is hierdie liedjie regtig? Vir wie dink jy is dit? Ek dink is vir die mense daar buite wat ons, soos ek sê, elke dag op te staan en met geloof op te staan. En dit is nie altyd so maklik nie, ten spyte ons omstandighede, die berg wat ons face, om op te staan en te sê, weet jy wat, is 'n goeie dag. Ek gaan opstaan, ek gaan beklei. Ek gaan beklei teen die omstandighede. Ek gaan beklei teen die vyand. Ja, so ek dink is vir die mense daar buite met almal. Ons almal sit met iets wat ons teen beklei. Ja. So, ja. Almal sit met seer. Ek dink ons besef nie altyd hoe baie seer mense het nie. Ek dink ook wanneer ons kan kies om ons woorde positief te gebruik of iemand af te breek, is dis altyd 'n goeie plek om te stop en te gaan. Ons weet nie waardeur iemand gaan nie, want almal is soveel seer. Kies dan eerder om op te bou, kies om te vertrou, kies om die positiewe en die mooi in die lewe te sien. Exactly. En dis wat jy met jou musiek ook doen. Ek dink is absoluut wonderlik. Wat lê vir jou voor in jou pad vorentoe? Nog sulke tipe musiek? Definitief. Dis 2 jaar later wat ek weer 'n liedjie uitbring van my vorige liedjie af. Ja, so ek wil graag 'n EP uitbring nog die jaar, 'n paar liedjies. Selfde rigting, bietjie harder as die gewone Afrikaanse Christelike musiek. En sing met oorwinning. Om te sê genoeg is genoeg. Kom ons wees excited. Kom ons, soos die Bybel sê, kom ons hê vertroue in die Here. Kom ons vat geloofstappe. So ja. Dis merkwaardig, Morney, baie dankie dat jy jou roeping uitleef. Dankie dat jy hierdie liedjie wat so persoonlik is met die res van die wêreld deel. Ja, dankie. Dankie vir die geleentheid dat ek hier kan wees ook. Dankie vir die draai wat jy kom maak. En dis lekker om jou te Baie dankie. Ek geniet dit. Nou ja, hier is die musiekvideo van daardie liedjie, Morney se liedjie Vertrou.